Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Tot die volgende môre, omdat dit reeds aand was. Baie van die mense wat die toespraak gehoor het, het egter tot geloof gekom, sodat die getal manne tot ongeveer 5000 aangegroei het. Die volgende dag het hulle leiers en familiehoofde en skrifkenners in Jerusalem bymekaar gekom, ook Annas die hoëpriester en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat tot die hoëpriesterlike familie behoort het. Hulle het Petrus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra, deur watter krag of deur watter naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê, leiers van die volk en familiehoofde, as ons vandag verhoor word oor 'n goeie daad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, moet julle almal en die hele volk van Israel weet dat hierdie man gesond voor julle staan deur die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het, wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, geminag is en die hoeksteen geword het. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en met mekaar beraadslaag. Wat gaan ons met hierdie mense doen? Dit is immers vir al die inwoners van Jerusalem duidelik dat 'n onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te verhoed dat dit verder onder die volk versprei, laat ons hulle dreig sodat hulle nie meer met enige mens in hierdie naam praat nie. Hulle het hulle toe teruggeroep en hulle beveel om hoegenaamd nie meer in die naam van Jesus te praat of onderrig te gee nie. Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê, of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel, want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat hulle Petrus en Johannes nog meer gedreig het hulle vrygelaat omdat hulle as gevolg van die volk se houding nie 'n manier kon vind om hulle te straf nie, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Die man oor wie hierdie teken van genesing gekom het, was immers ouer as 40 jaar. Na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle God eengesind aangeroep en gesê, Here, U is die een wat die hemel en aarde en die see en alles daarin gemaak het, wat by monde van ons vader Dawid, U diensknegt, deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle Herodes en Pontius Pilatus saam met die heidene nasies en die volke van Israel saamgespan teen U heilige diensknegt Jesus, wat U gesalf het om alles te doen wat U deur U hand en die plan vooruit beskik het dat dit gebeur. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat U diensknegte U boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, deur U hand uit te strek tot genesing en deur dat tekens en wonders deur die naam van die heilige diensknegt Jesus plaasvind. Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskit en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Daar sê, goeiemôre almal. Dit is vir my 'n groot voorreg om vir julle vanmôre God se woord te kan bring. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Johan de Tooy. Ek is een van Ligpunt se personeellede en een van vele Johans op die personeel. Ja, so ons teks vanmôre is Handelinge 4 vers 1 tot 31 en ja, dit is die teks wat God vir ons gegee het vanmôre en dit is vir my 'n groot voorreg weer eens om die woord te kan bring. Voordat ons inspring, kom ons gaan na die Here toe en vra dat hy net met ons weer eens sal wees, soos ons hierna kyk. Bid asseblief saam met my. Vader, ons kom na U toe weer eens op hierdie Sondag.
Ons dank Here vir die voorreg wat ons kon gehad het om nou te sing en Here die waarhede van U evangelie ook te kan verkondig. Here, ons bid deur U Gees dat ons veranderd sal hierso wegstap vanmôre. Ons dank Here nou dat ons onder die woord kan staan. Ons vra Here dat Christus Jesus verheerlik sal word soos ons hierna kyk. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, soos julle miskien weet, is ons besig met ons reeks genaamd burgerskap. En waarmee hierdie reeks ons uitdaag, is om onsself in hierdie verkiesingsseisoen te herinner dat ons as gelowiges, ons is eerste Christene in ons identiteit voordat ons lewens in hierdie wêreld geanker is, voordat ons bestaan of ons identiteit in hierdie lewe sien. Ons primêre burgerskap is nie eerstens in Suid-Afrika nie, maar ons burgerskap is in die hemel daar waar Christus regeer. En Johan van As het dit duidelik vasgestel in ons eerste preek van die reeks. Maar nietemin, ons bevind onsself nog steeds, al is ons burgerskap in die hemel, ons voete is nog steeds hier gerig op die aarde. Daarom in hierdie reeks kyk ons na die vraag, hoe leef ons vir Jesus op aarde met die wete dat ons burgerskap in die hemel is? Sien asseblief saam met my net op die skerm, dit is die gevolg van gebeure waar ons gekyk het, die preke. Ons het na die eerste 4 G's gekyk, en vanoggend gaan ons na die 5de G kyk. 'n Hemelse burger word gekenmerk as een wat 'n getuienis vir die evangelie gee. En dis wat Handelinge 4 vir ons gaan wys. Vriende, kom ek begin met 'n interessante illustrasie. Stel je voor, jy is 18, jy het nou net jou lisensie gekry, en as beloning besluit jou pa om jou te vat om te ry met sy vinnige sportskar. Hy laat jou ry, en op die snelweg klim jy op, en hy sê vir jou, gee 'n bietjie vet. So jy luister na hom, want hy is jou pa, en skielik sien jy net hoe die spoed optel, 100, 120, 150, kom ons bly by 150. Die volgende oomblik in die verte, sien jy daar, spring iemand uit die bos uit, en dis 'n verkeersbeampte. Hy strek sy arm uit, en hy is besig om vir jou te waai, stop, trek af, en jy sien dit. Nou is jy in 'n dilemma, die beampte is 'n man met 'n gesag, en hy wek vrees in jou, en jy wil begin aftrek, jy is bang, maar jou pa sê, nee, moenie stop nie, ry om hom. Wat sou jy doen in daardie situasie? Na wie se stem gaan jy luister? Aan wie gaan jy gehoorsaam wees? Jou pa se gesag of die verkeersbeampte se? Inderdaad. Maar vriende, die punt net wat ek hier wil maak is, daar is 'n spanning as jy 18 is in daai situasie, daar's 'n spanning. Na wie se stem luister jy? Ligpunt, as Christene leef ons in 'n soortgelyke situasie, in 'n soortgelyke spanning vandag. Aan die een kant sê Jesus vir ons in Handelinge 1 vers 8 dat die kerk my getuies sal wees. Ons word geroep om vir Jesus te getuig, want hy is immers die Here. Maar ons weet ook aan die ander kant dat ons geroep is om ook die gesag wat bo ons gestel is te gehoorsaam. Romeine 13 vers 1 sê, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Maar ligpunt, die geskiedenis bewys aan ons dat daar egter 'n spanning is tussen hierdie twee gesagte. Tussen Jesus se gesag wat ons roep om te getuig en wêreldse gesag. Wat doen ons dan? Hoe kan ons in so 'n milieu aan Christus getrou bly? Wat gebeur wanneer daar spanning is tussen Jesus en die presidente van die wêreld? Ons woon in 'n bevoorregte land in Suid-Afrika, maar waar ons Jesus kan verkondig sonder enige hindernis of vrees, maar sê nou maar dit verander. Maar net in ons eie persoonlike lewens, daar by jou werkplek, by jou skool, by jou universiteit, selfs by die huis miskien. Wat is die mense met gesag daar, jou baas, jou onderwysers, die skoolbeleid, selfs ouers? Wat gebeur as hulle die evangelie teenstaan? Hoe bly ons getrou aan Jesus saam met hierdie spanning van vyandige gesagstrukture?
Vriende, met ander woorde gaan ons teks kyk na hierdie vraag. Dit is vir ons op die skerm en hier is die vraag waarna ons gaan kyk. Waar vind ons as hemelse burgers die vrymoedigheid, die boldness om vir Jesus te getuig in die aangesig van vyandige gesag? By die beantwoording van hierdie vraag gaan ons kyk na 3 punte wat die teks vir ons as hemelse burgers duidelik maak. Dit is ook vir ons op die skerm. Kortliks, daai is die 3 punte, maar dit sal vir ons duideliker word soos ons nou aangaan. Voordat ons nou in die teks spring, moet ons net eers bepaal hoe het ons gekom op hierdie punt in Handelinge 4. Kortliks, Handelinge gee vir ons 'n verslag van die geskiedenis van die vroeë kerk en hoe Christus deur sy gees die liggaam van gelowiges laat groei. In Handelinge 1 sien ons Christus daarna sy opstanding en voor sy naderende hemelvaart, wat aan die disippels opdrag gee om in Jerusalem vir die uitstorting van die Gees te wag. Die 8ste vers som basies die hele boodskap op. Soos ek reeds gesê het, Christus sê, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses, getuies, to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." Handelinge 2 vervul Christus se belofte van die uitstorting van die Gees. En die Gees kom in die vorm van 'n vlam op die gelowiges, wat dan gevolglik in baie tale praat. Van daardie oomblik af begin die kerk uitgaan en getuig van Christus. Dan kom ons in Handelinge 3, hoe Petrus en Johannes lees ons na die tempel toe gaan om te bid, waar hulle krepel bedelaar teekom. En hierdie krepel bedelaar vra vir almoses, maar in plaas daarvan om geld te gee Petrus hom eerder iets beters. Hy genees hom in die naam en in die krag van die Here Jesus. 'n Groot skare kom as gevolg van hierdie genesing. En Petrus gebruik daardie geleentheid om Christus en sy opstanding uit die dood te verkondig en om mense tot bekering te roep. Die fisiese genesing in die naam van Christus getuig dat die geestelike genesing deur hom kom. En dis in hierdie konteks, vriende, by die tempel in Jerusalem, wanneer Petrus Christus verkondig. En dis waar Handelinge 4 plaasvind. So met dit gesê, kom ons begin met ons eerste punt, naamlik hemelse burgers is nie verbaas deur teenstand van wêreldse gesag nie. Ons kyk hoofsaaklik na verse 1 tot 7. Die kerk het nooit gegroei in 'n geestelike broeikas of deur politieke guns nie, maar het ontstaan binne die arena van vyandigheid. Ons teks begin met Petrus, hou asseblief julle blaadjies byderhand, in vers 1, wat steeds met die volk oor Christus praat. Toe skielik kom die priesters, die kaptein van die tempel en die Sadduseërs op hulle, en hulle arresteer hulle. Ons lees in vers 2 dat hulle ewig ontsteld was, omdat hulle die volk onderrig en in Jesus die opstanding uit die dood verkondig het. Ons moet onthou dat die Sadduseërs hierdie Joodse sekte was, wat in die tyd van Jesus groot aansien en gesag gehad het, en hulle het baie invloed gehad, maar hulle het die opstanding uit die dood ontken. Hulle het slegs net in die eerste 5 boeke van die Bybel geglo, en volgens hulle was die fisiese opstanding nie daar wat ons kan lees nie, so die opstanding kan nie plaasvind nie. Om Jesus as die opgestane Messias te verkondig was natuurlik dis vir hulle 'n vreeslike skokkende ding en het hulle gesag bedreig. Dit is soortgelyk deur om aan 'n skare ateïste te sê dat God bestaan. Die erns van die situasie word duideliker in verse 5 tot 7. Ons lees daar dat die volgende dag het hulle leiers en familiehoofde en skrifkenners in Jerusalem bymekaar gekom. Ook Annas, die hoëpriester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en almal wat tot die hoëpriesterlike familie behoort het. Hulle het Petrus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra: "Deur watter krag of deur watter naam het julle dit gedoen?" Vriende, besef net vir 'n oomblik hoe intimiderend dit vir Petrus en Johannes moes gewees het. Hier staan hulle in die volgende dag in die middel van hierdie groot Sanhedrin, die Joodse godsdienstige hof. Die einste hof wat Jesus Christus net 'n paar weke gelede tot die dood veroordeel het.
Ons lees dat al die familiehoofde, die skrifgeleerders en die familie van die hoëpriester saam met Annas en Kajafas teenwoordig was. Annas en Kajafas was beide hoëpriesters, Annas net voor Kajafas, maar hy het nog steeds baie aansien gehad. En Kajafas, soos baie van ons miskien weet, was die einste priester wat Christus verhoor het voor sy kruisiging. Hulle was die top dogs, as jy wil daarna kyk. Jy wil nie met hulle mors nie. En nou is hulle almal saam. Die apostels se prediking was nie een of ander irrelevante of oppervlakkige leerstelling nie, maar is as 'n groot bedreiging vir die godsdienstige elite beskou. Dis hoekom hulle almal moes saamspan teen hierdie twee apostels. Jesus se opstanding uit die dood en die feit van die geneesde man het natuurlik 'n groot dilemma vir die gevestigde status quo gestel. Ons kan miskien verbeel wat se angs en vrees Petrus moes gehad het. Hulle is soos twee mans wat in 'n slangpit gegooi is. Wat se hoop is daar om uit te kom? Net soos 'n takkie wat aan die genade van die see gelaat is, kon hulle niks doen nie. Vir hierdie daad van genesing is hulle veroordeel. En wat kommunikeer hierdie groot reaksie aan ons? Vriende, vir ons vanmôre moet ons as hemelse burgers besef, ons moet nie verbaas wees wanneer gesagstrukture, selfs godsdienstige gesag, wat die evangelie teenstaan nie. Ons kry hier 'n sober reminder dat ons Christelike geloof in die vuuroond van teenstand gegroei het. Teenstand het nie 100 jaar terug begin nie, maar dit het begin met die ontstaan van die vroeë kerk. Die vroeë kerk het nie gegroei omdat dit aanloklik was vir die wêreldheersers nie, of dat dit politieke beskerming geniet het nie. Nee, dit het ten spyte daarvan gegroei. Petrus en Johannes het nie eer deur die Sanhedrin ontvang omdat hulle 'n man genees het. Check hierdie man, hy's gesond, dankie. Julle die Christus ontdek nie, dankie. Nee. Hulle was teengestaan. Ek dink een van die groot foute wat ons as gelowiges maak in hierdie lewe, veral as ons nuwe Christene is om te dink dat ons met almal oor die weg gaan kom. En dat 'n sekere vlak van respek gepaard gaan met jou Christen wees. En dat die samelewing jou sal prys. Ek meen ons het die waarheid, ons het die weg na die ewige lewe. En ons moraliteit op 'n praktiese vlak baat nie net die Christen samelewing nie, maar die groter samelewing. Vir sommige het ons gedink ons vriende en familie sal bly wees nadat ons Jesus ernstig opneem. My broer of my suster, my pa, my beste vriend, ja, hulle sal bly wees. Ek het die hemelse brood gekry. My kollegas by die werk, my maatskappy, skoolvriende, my onderwyser, mense by die universiteit, hoe gereeld reageer hulle nie met irritasie of 'n tipe koudheid nie. In sommige gevalle word jy vermy en verwerp, selfs deur jou eie familie. Ek ken sommige van julle persoonlik wat dit ervaar het. Om 'n Christen te wees, vriende, as ons eerlik is, maak die lewe soms moeiliker as wat dit makliker is. Ons behoort egter aan 'n ander koninkryk. Vriende, net soos die Sanhedrin se reaksie in verse 17 en 18 om nie in die naam van Jesus te praat nie. Mense wil hê jy moet stil wees. Instellings en regering sê geloof is 'n private ding en om jou geloof te deel is die hoogtepunt van arrogansie. Ons het gesien vroeër die jaar hoe die Noordwes Universiteit gereageer het op daardie student wat die eerste jaar oriënteringssessie teen die LGBTQ ding ontwrig het. By sommige skole mag jy nie in die naam van Jesus bid nie. Woensdag se presidensiële inhuldiging het 'n interfaith gebed beleef, waar al die godsdienstige leiers saam gebid het. Jesus moet met ander godsdienste gemeng word, sodat ander nie aanstoot neem nie.
Net soos die Sadduseërs wat eksepsie geneem het oor die opstanding, Ligpunt, leef ons in 'n wêreld wat ons bestaan verdra, solank ons net toeskouers in die spel van die waarheid bly. Om as speler vir Jesus op die veld te hardloop, word gesien as 'n pitch invasion. Kom ons onthou wat Christus self in Johannes 15:20 gesê het. Lees saam met my, hy sê, "Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. These things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me." Vriende, laat ons dus nie verbaas wees in die eerste punt, wanneer wêreldse strukture ons teenstaan nie. Maar kom ons vind ons troos daarin, dat jy in jou meester se voetspore volg. Hy sê in Matteus 5, volg saam met my, hy sê, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." Vriende, dis die realiteit waarin ons leef en ons moet dit erken en besef. Wetend nou dat hemelse burgers nie verras of verbaas hoef te wees deur die teenstand van wêreldse gesag nie. Kom ons gaan nou aan na ons volgende punt, waar ons kyk na verse 8 tot 22 veral. Die vraag is, waarom hoort hemelse burgers Jesus met boldness, met vrymoedigheid te verkondig, te midde van hierdie gesag? Hoekom moet ons dit nog steeds doen? Hoekom moet ons nog steeds getuig? En die rede hiervoor is ons tweede punt. Hemelse burgers besef die waarheid en eksklusiwiteit van God se gesagvolle evangelie. Vriende, nadat Petrus en Johannes voor die Sanhedrin verskyn het, vra die raad hulle in vers 7 met watter krag of naam hulle die krepelman genees het. Petrus se reaksie is 'n mini-preek. Ons lees uit verse 9 tot 17 die volgende. Volg asseblief saam met my op die skerm die woorde wat veral uitstaan. Petrus sê die volgende: "As ons vandag verhoor word oor 'n goeie daad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, moet julle almal en die hele volk van Israel weet dat hierdie man gesond voor julle staan deur die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het, wat God uit die dood opgewek het. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie." Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. "Wat gaan ons met hierdie mense doen?" vra hulle. Dis immers duidelik dat 'n onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. Vriende, dis 'n mondvol teks daai, maar sien hierdie. Hier het ons Petrus en Johannes, twee ongeleerde manne wat op die aanval gaan om vir Jesus te getuig. Waarom was hulle getuienis so waterdig? En waarom was die apostels bereid om hulle lewens neer te lê en op die spel te sit vir Jesus? Twee dinge, dis waar en dis God se eksklusiewe en gesagvolle evangelie. Eerstens, dis waar, ons sien in verse 14 en 16 dat die apostels se getuienis nie as vals bewys kon word nie, omdat die krepelman in Jesus se naam vir almal duidelik was. En nie eens die Sanhedrin, die raad, kon dit ontken nie. 'n Onmiskenbare teken, sê die teks vir ons. Christus se krag en naam is as getrou en waar bewys. Maar vriende, dan is daar ook Christus se opstanding. Vers 10 sê wat God uit die dood opgewek het. Petrus en Johannes beweer dat die krepelman genees is deur Christus wat opgestaan het uit die dood. Dink net vir 'n oomblik hier aan, as jy en Petrus hulle se skoene was.
Dis 'n verbuisterende stelling daai om te maak. Is dit jou eerste ding wat jy gaan sê? Hierdie man is genees in die naam van Christus, die een wat opgestaan het uit die dood. Dit is so 'n verbuisterende stelling dat as dit vals was, die apostels sou inderdaad mal gewees het. Dink julle nie so nie? Vriende, 1 Korintiërs 15 sê vir ons, if Christ is not risen, your faith is futile and you are still in your sins. Petrus en Johannes was bereid om hulle lewens op die spel te sit vir daardie stelling. Dis die waarheid van die evangelie vanoggend. As die apostels, so sommige mense beweer, die liggaam van Jesus gesteel het en oor die opstanding gelieg het, waarom sou hulle bereid wees om te sterf? Waarom sou Petrus lieg en sy lewe waag aan die hand van dieselfde raad wat sy meester Jesus net 'n paar weke vroeër gekruisig het? Wie sal hulle lewe in gevaar stel vir hulle leen? Hoekom het die raad nie gesê, nee, gaan kyk na sy graf, daar lê hy. Hoekom het hulle nie dit gesê nie? Want dit was leeg en hulle het dit geweet. Die mees logiese verduideliking vir Petrus se bereidwilligheid om teen vyhandige gesag op te staan is omdat hy geweet het die evangelie is waar. Dis 'n historiese feit. God het hom uit die dood uit opgewek. En die genesing in Jesus se naam getuig dat hy inderdaad leef. Daarom kan vyhandige gesag wat bedreig voel deur die evangelie slegs reageer met dreigemente en intimidasie, soos wat hulle gedoen het in verse 17 en 18. Tweedens hoort ons die evangelie te verkondig, want is nie net waar nie, maar is ook die enigste weg en kom met goddelike gesag. Vers 12 sê, daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Vriende, hierdie is lewe en dood. Daardie stelling is seker die mees aanstootlike stelling om te maak in vandag se samelewing. Jesus, die enigste weg na God, hoe arrogant, hoe dwaas van jou om so te praat. Wie is jy om dit te kom sê? My God is 'n God van liefde. Sy liefde is wyd genoeg om alle weë en alle godsdienste te aanvaar. Ligpunt, watter kant toe is dit? Jesus sê in Johannes 14 vers 6, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. Die wêreld, die moderne sekulêre samelewing sê vir ons een ding, maar die woord sê iets anders. Die goeie nuus, vriende, van Jesus beteken daar is 'n weg van verlossing. Ons kan met God versoen word. Ons kan wegdraai van ons hardkoppigheid en rebellie en na hom toe terugkeer, maar net op sy terme, net deur Jesus alleen. Daar is geen ander naam nie. Daar is geen redding in die regering nie. Daar's geen redding in menslike gesag nie. Daar's nie redding by jou ouers of jou vriende nie, of by die skool nie. Slegs in Christus. Petrus en Johannes het dit geweet. Die kerk het dit geweet. En ons moet dit ook vanoggend onthou. Dis die waarheid wat met die Vader se gesag kom. Daar's geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. Dis hoekom die apostels kon sê in verse 19 en 20, of dit reg is om voor God, om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel. Want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie. Die dringendheid van die evangelie vereis dat die hemelse burger nie kan stil bly nie. Ligpunt, dink hieraan, as die apostels geluister het na die Sanhedrin, waar sou die evangelie vandag wees? Handelinge 4, die Bybel kon gestop het in Handelinge hoofstuk 4. Ons sou nie vandag hier wees nie. Besef ons dit. Daar sou geen redding hier aan die suidpunt van Afrika gekom het as hulle geluister het na die Sanhedrin. Ja, ons luister na julle. Net so Ligpunt, besef ons, ek en jy, die dringendheid en die erns van die waarheid wat ons in ons hande het.
as ons weet waar die ewige lewe te vind is. As ons evangelie verloor, as ons gaan stil bly vir ons getuienis in Jesus te midde van vyandige gesag, is mense se ewigheid in gedrang. As ons afstand doen van die naam van Jesus elke keer wanneer 'n ongelowige ouer, die skool, regering, 'n ouer broer, vriende, by die werkplek of universiteit jou probeer verhoed om vir Jesus te getuig, moet ons soos Petrus en Johannes met dieselfde gees reageer. As jou ongelowige man vir jou sê jy mag nie kerk toe gaan nie, of as jou ouers jou belet om Bybelstudie by te woon, het jy die vryheid om ongehoorsaam te wees en om aan God gehoorsaam te wees. Die evangelie is te kosbaar om te verloor. En vriende, dis dan die beginsel waaraan ek en jy moet vashou, en hoor asseblief hierdie mooi. Hier is die beginsel: wanneer enige menslike owerheid verbied wat God beveel, of beveel wat God verbied, het ons nie net die vryheid om ongehoorsaam te wees nie, ons moet ongehoorsaam wees. God se gesag is hoër as die mensin. Die kerk, die liggaam van Christus, is die draer van die waarheid. As ons dit onthou, kan ons teen vyandige gesag staan en die woord uitdra. Ek wil net ook noem daarom aan die ouers van Ligpunt. Ek wil net hierdie noem, oor 'n paar jaar gaan julle kinders besluit eendag wat om te studeer. Sommige van julle gaan universiteit toe gaan. Ek weet nie wat hulle roepings is nie. Ek weet nie wat hulle drome en planne is nie. Maar as jou kind die roeping aanvoel om in die voltydse bediening te gaan, sal julle asseblief dan hierdie beginsel van gehoorsaamheid aan God eerder as aan mense in gedagte hou. Moenie hulle verhinder as Christus hulle roep tot daardie beroep nie. As God hulle werklik daartoe roep, laat God se stem asseblief harder praat as enige visie, selfs 'n goeie visie vir hulle wat jy miskien vir hulle het vir hulle toekoms. Ek weet dis nie maklik nie, maar kom ons vertrou die Here daarin as dit hulle roeping is. So vriende, ons het nou gesien in ons eerste punt dat die kerk teengestaan is in die begin van die evangelie van die bestaan van die kerk, en ons het nou tweedens gesien dat ons vertroue kan hê as getuies vir die evangelie omdat dit waar en met God se gesag kom. Maar daar's nog een laaste vraag wat ek wil vra. Hoe kan ek en jy met vrymoedigheid vir Jesus getuig? Waar kry ek en jy krag om vir die evangelie te getuig? Wat is daardie bron, daardie brandstof? En vriende, dis ons derde punt. Hemelse burgers het vrymoedigheid om te getuig, alleenlik deur die krag van die Heilige Gees. Meeste van ons het 'n natuurlike vrees om vir Jesus te getuig, en dis verstaanbaar. Ek self is baie keer bang, wat gaan hierdie persoon nou van my dink as ek met hom gaan praat? Soos Petrus en Johannes is ons geneig om in die minderhuis te wees deur die wat miskien antagonisties of net selfs koud is teenoor die evangelie. Ons is gevul met hierdie natuurlike vrees en angs. Ons is bang, gaan ek die regte woorde hê? Weet ek wat ek sê? Ek's bang ek meng my woorde, ek's bang ek raak deurmekaar as ek getuig. Maar vriende, dieselfde kan miskien gesê word van Petrus en Johannes. Die teks sê vir ons, hulle was leuke en ongeleerd. Normale mense soos ek en jy. Maar hulle het sterk gestaan. Wat was hulle geheime bestanddeel? Vriende, die een ding wat die teks vir ons duidelik vanoggend kommunikeer, is dat die apostels se standpunt teen die Sanhedrin gekom het nie as gevolg van hulle eie krag nie. Die teks sê vir ons in vers 8, toe sê Petrus, vervul met die Heilige Gees vir hulle. Die teks sê nie vir ons, toe sê Petrus, vervul met dapperheid of academic credentials nie. Toe sê Petrus, vervul met die Heilige Gees. Dit is maklik om die erns van hierdie vers te mis. Ek meen, ons lees baie keer die Bybel, ons lees baie keer vinnig.
Maar kom ons stop net daar, die Heilige Gees. Petrus se vrymoedigheid het gekom van hom af. Nie omdat hy welsprekend was nie, maar omdat God self sy krag was. Vriende, dit is dieselfde vir ons as wat dit vir hulle was. Daar is ons geestelike krag, wanneer ons vir Jesus getuig, die Heilige Gees, die helper wat Christus gestuur het. Dit is maklik om dit te hoor en te dink, ja, dit is waar. Maar besef vir 'n oomblik, die almagtige Here is met my en jou. Laat ons nie vir oggend sy krag onderskat nie. Vriende, kyk byvoorbeeld na Petrus. Onthou vir Petrus, hoe het sy lewe gelyk? Petrus, voordat Jesus gekruisig was, het Jesus 3 keer verloon. Nee, ek ken nie die man nie. Hy het selfs aan 'n dogtertjie ontken dat hy Christus ken. Maar kyk na die Petrus hier in Handelinge 4. Slegs 'n paar weke later, vrymoedig, verkondig Christus met 'n leeu hart en daardie getuienis aan dieselfde raad wat Jesus gekruisig het. Onbeweeglik, onwankelbaar. Deur die naam van Jesus wat julle gekruisig het, staan hierdie man genees. Waar kry hy dit? Hy het in hierdie put van slange ingegaan en hy het elkeen van hulle se koppe verpletter. Vervul met die gees van die lewende God. Vriende, as julle vanoggend wedergebore is, weet dat julle vanoggend dieselfde gees het as wat Petrus en Johannes in die vroeë kerk gehad het. Jesus sê self in Johannes 14, lees saam met my, hy sê, "And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him and worry, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you." Ligpunter, ken jy die Gees persoonlik? Het jy ervaar hoe hy al in jou hart gewerk het? Het jy al sy krag gesien wat oor menslike harte geskik? Glo julle dat hy die krag het om jou die vrymoedigheid te gee om vir hom te getuig? Glo julle dat hy die mag het om harte te verander? As ons vergeet het dat hy kan, kyk na Petrus, maar kyk na jou eie hart, kyk na jou eie lewe, dat hy iemand soos ek en jy kon bring na die punt van geloof in Christus, 'n sondaar, iemand wat gerebelleer het. As hy vir ons kon red, hoekom kan hy nie die ander persoon red nie? Hoekom kan ons nie daai vrymoedigheid hê nie? Daar is hoop. Wat onmoontlik is met die mens, is moontlik vir God. Dis ons krag, dis ons versekering vir oggend dat hemelse burgers die Gees het. Daarom kan ons getuig te midde van enige gesag wat homself verset teen Christus en sy koninkryk. Geen regering, geen maatskappy, skool, familielid kan aanspraak maak dat hulle hoër gesag het as God nie. Dis waarom Petrus kon vrymoedig verkondig. Dis waarom die kerk tot vandag bestaan, omdat hy by ons is en in ons woon. Geen menslike gesag kan kompeteer daarmee nie. Dis ons hoop, dis ons krag. En hy is met ons waar ook al ons is. Vriende, ek sluit af dan net met een finale toepassing. As ons daaraan dink, ek twyfel of ons elkeen ons eendag sal bevind vir dieselfde tipe Joodse raad as wat Petrus en Johannes gedoen het. Maar hoe kan ek en jy die vrymoedigheid hê om te getuig in my en jou eie lewens, in ons eie situasies en omstandighede, wetend dat die Gees met my is? Hoe kan ek en jy getuig daar waar dit moeilik is, die atmosfeer is bietjie koud? Kom ons vat byvoorbeeld net die werkplek. Ek dink meeste van ons werk. Hoe kan ek en jy as 'n hemelse burger vir Jesus leef daar waar ongelowige kollegas is, waar die werksatmosfeer net 'n bietjie te lig is of bietjie jy gaan nooit in daai rigting ingaan nie? Hoe beweeg ons daar om oor geloof te gepraat? Nou, dit is waar ek ken glad nie eerstehands die ervaring van 'n corporate wêreld nie. Ek was nog nooit daarin nie. So ek
dink daar's mense definitief hierso vanoggend wat miskien beter wysheid het in hierdie respek. Maar wat ek wel weet is dat die Gees in ons beteken allereers dat ons werktuie van God is. Ons identiteit is eers Christen en dan is ons CA's, dokters, ingenieurs, onderwysers. Ons hemelse burgerskap, vriende, hoor mooi, bepaal die karakter van ons aardse loopbane en werksverhoudinge. Soos 'n skip se roer stuur die Gees ook ons lewens by die werk. So hoe lyk dit prakties? Eerstens kan die Gees in ons getuig, ek dink deur ons werksetiek. Hoe benader ons werk? Die kwaliteit van werk wat ons produseer weerspieël ons identiteit. Streef ons uitnemendheid in ons take na, streef ons na kwaliteit eerder as om kort paaie te vat net om die werk gedoen te kry? Is ons betroubaar in ons werk en ons take? Luister ons na die Gees om met integriteit om eerlik te werk, om te weier om betrokke te raak by onetiese werkspraktyke, om omkoopgeld te neem, om boeke te kook? Julle kan daai invul. Om nie 'n oortuigingsprys te gee nie, alselfs is daar 'n struktuur van onetiese praktyke. Weet ons dat as ons aan sulke dinge deelneem, vriende, ons die naam van Christus skenk. Vriende, ons gedrag, hoe ons onsself oordra, is 'n sterk getuienis van ons innerlike hart. Hoe lyk ons daar? Dra ons 'n Kolossense 3 gesindheid oor waar Paulus net sê, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you're serving. Bewys jou werksetiek dat jy Christus dien. Dit kommunikeer iets aan ons kollegas. En tweedens en laastens, getuig ons deur gesonde en natuurlike verhoudings te bou met ons werkskollegas. Ek dink ons moenie 'n laer mentaliteit hê soos wat die boere gedoen het nie. En 'n laer omtrek nie. Ons is geroep om te getuig. Wees betrokke by gewone werksplek gesprekke en neem tyd om daardie spesiale kollegas in jou lewe in te nooi. Nooi hulle vir middagete, later kan jy hulle nooi vir 'n braai of Bybelstudie, bou natuurlike verhoudings met hulle. Ek dink die grootste ding is om te belê in mense se lewens. Jy moet wys wees met wie jy dit doen. Ek dink 'n wyse ding is bly by jouselfde geslag, maar dit kan verbasend wees hoe sagter die geestelike grond word sodra 'n mens moeite doen om belangstellings in kollegas te toon. Met ander woorde, die Gees lei ons om proaktief te wees, nie koud en teruggetrokke aan die een kant nie en ook nie smothering aan die ander kant nie. Jy probeer nie jou geloof afdwing nie. Onthou dat die Gees se werk geduld nodig het. Geduld. Maar ek dink die laaste en belangrikste ding is onthou om te bid. Te bid vir hierdie mense in jou werksplek, waar ook al jy is. Bid vir hulle. Kollegas en baase. Dis wat die vroeë kerk gedoen het. Ons lees in verse 23 tot 31, die kerk het saamgespan en gebid vir die Gees om meer vrymoedigheid te gee. En die Gees het hulle kom vul. Kom ons bid. Geen mens, vriend, het nog ooit 'n siel gered nie. Ek en jy het nog niemand gered nie. Dis net die Here wat dit kan doen. En gebed wys ons is afhanklik. Bid dat die Here die oë sal oopmaak van hulle en dat jou getuienis grond sal vind waar dit kan groei. So vriende, vanoggend het ons gesien dat hemelse burgers die vrymoedigheid vind om vir Jesus te getuig in die aangesig van vyhandige gesag, alleenlik deur die krag van die Gees. Vriende, selfs al is die hele wêreld en al sy gesagstrukture gekant teen die evangelie. En selfs al sukkel ons om te getuig, ja, ons gaan partykeer nie die regte ding sê nie, en ons dink ons kon dit beter sê. Maar kom ons onthou hierdie woorde, selfs wanneer ons swak is, aan hierdie woorde wat Jesus gesê het. Lees saam met my, Johannes 16 vers 33. Hy sê, in the world you will have tribulation, but be of good cheer.
I have overcome the world. Vriende, mag ons as hemelse burgers vrymoedigheid hê en die krag om vir God te getuig, want sy Gees is met ons. Vriende, kom ons bid saam. Ag Vader, ons kom na U toe en ons sê vir U dankie. Here, dat ons vanmôre hier sit as U mense, nie op grond van ons eie krag of werke nie, maar omdat die Gees met ons is. Vader, ons bely dat ons identiteit wat ons het as hemelse burgers, vergeet ons soms. Ons dink baie keer ons identiteit lê veel meer eerder in hierdie lewe as in die een wat kom. Here, en sodoende is ons getuienis vir U en die roeping wat Christus op ons harte lê om te getuig, weeg nie so swaar op ons harte nie. Here, baie keer, Here, ons moet bely, dink ons nie U krag is sterk genoeg om ons te dra nie. Here, ons dink nie U Gees en ons glo nie dat U woord in mense se harte kan indring nie. Here, ons wil net vanmôre dit bely en ons wil net kom erken, Here, dat ons moet bekeer daarvan. Ons vra U vanmôre, Here, dat ons net weer eens opnuut sal sien die pragt, die dringendheid, die erns van die evangelie. Here, daar's geen naam wat gegee is aan die mense waardeur ons gered kan word nie. Here, mag ons dit asseblief onthou. Mag ons asseblief ons vreugde in U vind. En Here, mag ons weet dat soos 'n vriend wat langs ons staan en ons help, so is die Heilige Gees ook langs ons om ons te dra. Here, ons kan niks uit ons eie krag doen nie. Ons bid, Here, dat U vir ons nou sal kom versterk. Here, ons vra dat ons hierdie woord sal inneem in ons harte en sal kan leef tot eer van U naam. Here, ons dankie dat U ons ken op 'n persoonlike manier. Ons dankie, Here, dat U ons geroep het na U self toe. Here, ons bid net vir meer van U en minder van ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.